Welkom terug by die Groot Ontbyt Kombuis. Ons is hier saam met chef David Steyn van Steyn's Culinary School. Chef, hoe gaan het met jou, Peer? Is lekker om terug te wees. Dit is lanklaas gesien. Ja. Lanklaas gesien. Hoor hierso. Ja, mense, maak ons pere of wat maak? As jy mens uit die bordjie kyk, dan lyk dit soos pere. Wat ons vandag gaan doen is ons gaan 'n warmwater pastry maak. En die lekker ding daarvan is wat hom anders maak as jou ander korsie. Jy kan dit vir 'n pastei gebruik, en wat hom anders maak as die koue pastei deeg is dat jy kan hom eintlik in jou hand vorm. Dis baie meer buigbaar. 'n warm water pastei deeg. Ja. My mense, is dit soos 'n dumpling tipe van konsep? Dit is, maar hierdie kom uit Engeland uit. En dit is tradisioneel word dit met wat hom anders maak as jou ander pastei deeg is dat jy sit die vet in die water saam. So die vet versprei beter deur die deeg. Jy sien, dis hoekom jy 'n chef is. Ek het nie 'n klou wat jy nou net gesê het nie. So as jy pastei deeg, moet jy wel die vet in die meel inmeng. Ja, wat het wys by jou. Wys by. Onthou, willetjie wiskunde kinders moet gewys word. So ons het hierso 500 ml water wat reeds kook. Hy prut alreeds, ja. Bordel. En ons gaan nou net 500 ml botter op net bysit. So maklik is dit. Botter saam met dit is 300 ml. Ek wil net sê 500 is bietjie baie. Ja. Daar's 300 ml is botter by die water. En ons wil nou hê dat die botter moet insmelt in die water in. En so hierdie kom uit so baie tradisioneel jou Britse varkpastei. Ja, is tradisioneel met hierdie deeg gemaak, want jy gebruik baie keer varkvet in die water wat jy kan meng. Okay, tradisioneel was dit varkvet dingetjie eerder as botter, okay. Ja, en nou het ons hierso 500 ml meel. Dan gooi die meel op, jy sien nou het jy my klaar verloor. Dis vir my baie snaaks. Ja, goed. En nou meng jy hom net in. Ja. Dis dit. En dis dit. So jy kan meng hom vir my. So jy kook 'n pastry basically. Ja. Ekskuus, ek meng soos iemand wat net 5 duime het. Ek is jy moet hom net goed inmeng. Gaan die ding nog warm wees? Ja. Maar nou sit soos vensterpatty. Wat maak ek nou? Ja, meng hom met al die meel lekker ingemeng het. So jy wil hom lekker inmeng en wat jy dan doen is jy kan hom dan so jy kan sien dit lyk soos 'n vensterpatty. Wat jy dan kan doen is jy gaan hom dan kan gebruik en jy gaan hom as hy bietjie koeler is en nou hoef hy koud te wees. Hy moet net koeler wees sodat jy hom kan hanteer. Ja. Dan kan jy hom ek kan nie meer meng nie. Is dit reg? Dan kan jy hom jy moet jou spiere gebruik weer. Ek kan nie meer meng nie. Ag nee. Nou moet jy dit doen. So daai is baie maklik om te meng, wil ek net sê. Dit is sement. Dis konkreet. Okay, goed. Kyk, dis dit lyk, Jennifer. Okay, ek sien. So dan as hy lekker koel is, gaan hy so lyk en dan gaan jy hom kan gebruik. My mens. So ons gaan nou nie die warm een gebruik nie. Die laai afsit. Hy is af. Nou mooi. Ek skuif hierdie op sy. Ons hy. Netjies. En dan wat jy kan doen is jy kan hom dan vorm soos jy hom wil hê. Ja? En ons gaan nou hoendergevulde pastei maak. En dan gaan ons hom vorm en dan kan jy hom in diep olie braai en hierdie kom uit Brasilië uit. Hierdie gereg. Dit is lekker Brasiliaanse straat. Engelse deeg, Brasiliaanse binnegoed. Ja. Ja, okay. So jy rol vir jou 'n balletjie. Ja. So dis hoekom die goed soos appeltjies lyk. En dan want jy kan maak wat jy wil daarmee. En dan maak jy vir jou 'n holtetjie. Ja. En dan vat jy jou hoender. Daai hoender, sê gou die basiese Brasiliaanse teorie oor daai hoender. So hierdie hoender is Brasiliaanse geure, ons 'n bietjie kumyn, geblikte tamatie, sout, peper, baie maklik, baie eenvoudig. Met 'n gevlokte hoendertjie, vleisietjie. En wat lekker is, jy kan oorskiet hoender gebruik daarvoor ook. Mens kan ja, dis 'n blink plan. Al daai hoender in die yskas sit, dan wonder jy 2 dae later kan ek nou nog daaraan raak. Hier's 'n lekker plan. So dan voor jy hom jou so balletjie. Dit is 'n taai besigheid die gom. Dit amper soos 'n gom. Ja. Ja. En dan gaan ons hom net rol in 'n bietjie meel. Moet jy mense weer vooraf in botter of iets sit nie? Eers meel. Eers meel. En eier. Ja. En dan 'n bietjie broodkrummels. Okay. Dan kry jy 'n bolletjie. Dan kry jy 'n bolletjie. En dan kan jy hom vorm soos jy hom wil hê. Dan kan jy hom maak soos hier lyk soos 'n tipe van 'n dis die mooiste 'n meelpeertjie, vleispeertjie. Klink soos ek. En dan as jy wil kan jy 'n stukkie makaroni insit.
O, dis die ding jy het, ek randjies op my boon gesit. Ja. Want hy lyk soos 'n appeltjie. Ja, en dan deep fry hom. Dan gaan die nou binne in olie in. Ja, en dan kook jy hom en dan kan jy hom lekker, dis 'n lekker happie wat jy kan gebruik vir Dis net vir 'n lekker snack, ja. Nou maar ek dink as jy hom uithaal uit die diep olie uit, dan lyk hy so. Jy sit vir my lekker sousie by. Wat 'n sous het jy hierby gesit? Daai sousie is so ook Braziliaanse kultuur is baie coconut milk en coconuts. So daar's bietjie coconut melk by, daar's bietjie chili by, bietjie currypoeier. Net 'n lekker sousie, ja. Nou, dit klink na 'n blinkplan. Dis baie lekker. Dit lyk asof jy appel eet, dan surprise jy jou, dan is dit deeg en 'n hoendertjie. Nou ja, baie dankie, Chef David. Dit is 'n baie kreatiewe manier om goedjies aan te bied. Ja. Nou ja, baie dankie vir jou tyd en moeite. Dis Chef David Stein van Stein's Culinary School wat jy laat geleer het hoe om 'n dumpling, peer, hoender, Engelse, Braziliaanse ding te maak. Wat lyk soos 'n peer. Doemdoem, die doemdoem. Is dit doemdoem? Doemdoem is Ek dink dit 'n doemdoem. ja. Klink soos die deure by 'n kroeg in 'n cowboy movie. Anyway, as hulle weer terugkom, dan gesels ons met Armand Hofmeyer.